Yes, en hallo kijkers, zoals jullie weten is weer eens een ander vrijdag. En ons is hier bij die Ginkgo Stadion. Ons maak gereed voor een lekker groot naweek. Zoals jullie weten, rugby is terug aan die gang. Andrew, ons het klap rugby wat terugkom hierdie naweek. Het is die eerste naweek en ons gaan uitsaai by Trasco United en FNB Wanderers. Hoe opgewonde is jy net nie, Andrew? Ja, so obviously ek dink die Napsu Blitz 7 is ook aan die gang. Ons sal dit bietjie uitsaai en dan namiddag Saterdag is dan klaprakkie soos jy gesê wat terug is. Ons is dan by United. United wat 110 jaar oud word. So hulle het 10 jaar is. Vrydag aand het hulle so 'n bietjie van 'n funksie ook om dit te gedenk en so. En dan Saterdag is dan nou natuurlik die derby, die Niels Dodds trofee wat op die spel is tussen FNB Wanderers en United. So hulle word nie meer geborg deur Trasco nie, is nou nie meer, hulle is nou nie meer Trasco United nie. United? So op die show het ons dan vir Tiaard Lindveld, hy's 'n flank van United en ook vir Bakkies Rousseau. Hy het flank gespeel vir Wanderers, hy's nou deel van hulle coachingspan. afrigtingspan, ja. Okay, so kykers, ek en Tiaard gaan bietjie by Patricia se breihoekie besig raak. Ons het 'n lekker resepie op die menu vandag en ek voel dit gaan vir ons bietjie challenge, maar ons is opgewonde nonetheless. So, keer saam met ons op gooi kolle en ons check julle nou net. Taking flight has never been easier. Paratus is introducing Sky-Fi internet packages with speeds that will have you reaching for your seatbelts, starting from $500 Namibian excluding VAT per month, with speeds reaching up to 10 megabits per second. There's even a prepaid option where you can top up your Sky-Fi internet for just $15 Namibian per gigabyte. No contracts, no fuss. Visit your nearest Paratus branch to find out more. Or go to paratus.africa/Namibia to sign up online. Always prepared, Paratus. Welkom by ons show kykers. Saam met ons Bakkies Rousseau. Ons sal 'n bietjie melding maak. Hy is dan natuurlik op die oomblik 'n lid van Wanderers Rugby Club se afrigtingsspan. Hy speel natuurlik derby die naweek, die begin van die liga en so. Hulle is seker opgewonde hoe lyk die dinge daar by Wanderers. Ja, ons is baie opgewonde. Ek dink die senuwee maar vir almal is hoog, want jy weet nooit wat jy kry uit so 'n derby uit nie. Dis gewoonlik ons staan en praat nou so daar 'n bietjie. Dis gewoonlik strategie is by die venster uit. Dis alles hart en siel wat in so 'n derby ingaan. Jy weet so ons is baie opgewonde om te sien waar ons staan en waar die kompetisie vir die jaar se levels lê. Jy weet en ons verwag groot goed en ons verwag goeie goed. Ons verwag uit en uit 'n clash of the titans as ek dit so kan stel. So ons is opgewonde vir wat kom. Ja, so die eerste ronde van die liga ook, natuurlik dubbel ronde hierdie jaar, nie soos laas jaar net 'n enkel ronde nie. Ja, ek dink ook dit is 'n baie groot voordeel dat dit 'n dubbel ronde is en nie net 'n enkel ronde met so groot breek voor kompetisies begin nie. Daar is wel nog 'n bietjie van 'n breek hierso, maar daai is die kleiner afdeling om oor te worry. Ek is baie meer opgewonde oor 'n dubbel ronde wat ons reg deurdruk, jy weet tot die einde. Ja. Vertel ons 'n bietjie oor hoe lyk dinge by Wanderers, hoe het julle die seisoen begin, wie's weg en wie aangesluit by julle en so 'n paar name miskien. Ja, ons het met goeie nommers begin. Toe die eerste oefening begin, oor die loop van die tyd het ons toe wel bietjie nommers verloor. Ek meen hierdie goedjies gebeur, dit is rugby. 'n Ou soos Sharon byvoorbeeld is verhuis na Walvis toe. Ons het ons eie Rooies Vlam het ons verloor wat ook nou terug Walvis toe is eers, jy weet. Bietjie Jurgen wat toevallig bietjie die ouens is wat ons die naweek teen speel. Hy's bietjie United toe, maar dis alles goeie groei vir ander klubs en gesonde nuwe bloed wat dan gegenereer moet word deur Wanderers. Dit hou die challenge hoog en dit hou definitief die coaching wat ons moet toepas net soveel hoër. So dis alles positiefs. Dis nie iets om oor negatief te voel nie. Dit het ons weer uit ons comfort zone uitgetrek as coaches om planne te moet maak om ander nommers weer te kry, jy weet. En ons het goeie joining gehad ook deur die loop van hierdie
tydjie, waar ons 'n speler of twee gekry het, jong spelers, definitief jong spelers, maar ouetjies wat eager is en ouetjies wat wil. So ons kan sien hoe ver ons gaan daarmee. So in julle opbou na hierdie week se derby toe teen United, hoe voel jy is julle op 'n goeie plek? Ek dink ons is op 'n goeie plek. Ek dink jy sal nooit dis een van daai wedstryde wat jy nooit, you can't be prepared enough, as ek dit so moet stel. So jy sal altyd daai ekstra sessie soek. Jy sal altyd daai ekstra 10 minute soek, maar oor die algemeen ek dink ons is we are prepared as can be. So now it will come down to the boys on the day. So afgesien van jou pligte by Wanderers en so, jy is ook betrokke by opleiding van afrigters en so, dis een van jou passies en so, dat jy ook met baie betrokke is? Ja, so SSA wat ek dan nou doen op 'n daaglikse basis. Ons kyk om te kyker na die individuele speler in Namibië. Vir rugby op die stadium is ons groot fokus, met die possibility om bietjie uit te brei na ander sporte toe, maar vir nou rugby georiënteerd. Ons help waar ons kan. Ons het 'n holiday training camp wat nou op pad is van die 11de tot 15 Mei, wat ons voor in die omgewing van 90 seuns weer voorbereiding maak. So daar's goeie sponsors wat aan boord geklim het daarmee, soos 'n Bakpro en daai ouens, hulle gee 'n broodjie elke dag vir die spelers en so voort, wat fantasties is. Ons het ook dan die coaching the coaches wat ons gaan dryf die jaar. Waar ons laas jaar vir Malusi Ntetwa ingekry het, die junior Springbok attacking coach. So ons kry hom teen een weer in die jaar, maar hy bring vir ons 'n maatjie saam, as ek dit so moet stel vir nou, jy weet. So daar's goeie goeters wat ons weer eens dryf hierdie jaar en wil dryf. Daar's ander inisiatiewe wat wel gaan bykom. Wat ons kyk na 'n bietjie van 'n meeting your heroes soort effek om by te kom en so voorts, en dan 'n bietjie 'n give back to the community. Dis ook 'n ander event wat ons probeer die jaar van die grond af kry. So groot goed wat op pad is. Nee, great. So het gesê Julie maand wat julle dan julle sê? Die coaching the coaches sal einde Julie, begin Augustus wees, as Malusi hulle terugkom van die Junior World Cup af. Maar die eerste immediate event wat nou aan die gang dan is, sal die holiday training camp in Mei maand wees. Wat ons die eerste seuns kuiter en dan sal ons oorskuif na die coaches toe en hulle bietjie verder help en dryf wat ons kan. So nogal 'n goeie naam. Laas jaar se 120 World Cup gewen mos. Ja, hulle is nou die huidige defenders van daai ouetjie, so hulle sal maar moet sterk staan die jaar. Dis een ding om 'n kompetisie te kan wen, dis 'n ander ding om te kan verdedig altyd. So ek dink dit gaan baie interessant wees om te weet waar hierdie ouens staan, jy weet. Ek dink as ons so met Malusi hulle praat ook, senuwee is net so hoog, maar hulle dryf excitement na 'n ander level toe, jy weet, en dis iets om na te strewe. Dis hoekom ons baie graag met hierdie ouens meer in die bed wil klim om te sê kom oor na Namibië toe, bring daai kennis, bring daai excitement, jy weet, en ek dink die standaard is geset, so kom ons kyk of ons dit kan regkry. As hy, great stuff. So ja, as ons terugkom, gesels ons weer 'n bietjie met bakkies en so. Ons sal ook 'n bietjie kyk daar by Brian en Tiaart Lindveld van United, daar so in die kombuis, en wat hulle vir ons voorberei, bly ingeskakel. Distinguished guests, members of the media, distinguished partners, colleagues, and friends. Good afternoon and a very warm welcome to the official launch of the 2026 Standard Bank Top 8 Cup. It is a pleasure to host you here at our head office in Klerikoppa as we mark the beginning of yet another exciting chapter for the Namibian football. Today is a celebration of partnership, progress, and passion. It is the celebration of teams who have worked tirelessly to earn their places in this tournament,
and the communities and the supporters who continue to lift the spirit of local football. Now with that, for those that know me, know I'm a big Tigers supporter. I was pleading with Erwin for us to actually backdate this tournament so the Tigers can take part. This event reminds us of why sports remain such a vital part of our society. Football has the power to unite, inspire, and ignite a sense of pride across the country. As a band that believes deeply in driving the growth in the communities we serve, we are proud to play a role in supporting a tournament that creates opportunities and strengthens the football landscape. So most of us might have known our purpose statement is Namibia is our home, we drive a growth. And I always say that we are just not just a bank, we participate in anything that entails driving Namibia's growth. And this time, we are driving a growth through football. The Top 8 Cup is a special place in the Namibian sport. It brings together best performing teams from the domestic league and gives them a platform to showcase their excellence. It encourages competition, ambition, and resilience. It provides a stage for talent to shine, for dreams to unfold, and for new heroes to emerge. We are pleased that this year's competition will take fans on a journey across the country, from Swakopmund to Oshakati, and back to Windhoek for the finals. This national footprint is a testament to the spirit of inclusivity and accessibility that we value. I would like to express our appreciation to the Namibian Football Association for their collaboration and the work they continue to put into strengthening football structures. I would also like to thank the media for your presence here today and for your continued support in telling the stories that bring these moments to life. Most importantly, we thank all the teams, including Tigers, coaches, technical staff, supporters, and whose passion ensures that football continues to thrive. We look forward to an exciting tournament filled with memorable performances, healthy competition, and celebration of Namibian excellence. Wild and free, feels so sweet, makes me feel like En hallo daar kijkers, zoals jullie weten, ons is hier bij die Braai Hoekie. Ons is terug met een nieuwe episode van Gooi Kolen. Het is een lekker vrijdag, het is lekker koud, die weer is fantastisch. Ik is met Tiart hier zo. Groot rugby speler van Trasco United. Groot game aan gang hier in de week, eerste wedstrijd voor het seizoen. Maar vertel me een beetje, hoe voel je, hoe gereed is je voor die seizoen? Ja, wat ek voel wat ek self as speler maar ook wat as geheel as 'n span, ek dink die atmosfeer in die span is baie goed. Ek meen wat die pre-season was goed. Ons het goeie momentum bietjie gebou by die tens vroeër die jaar. So die ouens is positief, die ouens werk hard. En wat ja, soos jy wat die trainers is reg net opgewonde vir die seisoen om net weer te begin. Oké, structuur hierdie seisoen is bietjie anders. Rugby begin bietjie laat. As gewoonlik. Vertel ons 'n bietjie hierdie tydjie wat jy af was, saam met die tens, hoe het jy besig gehou, hoe het jy fiks gebly en hoe het jy die momente op die dag hou? So wat nou laas jaar wat na die 7 is, toe was hy nou, so was die span ook bekend gemaak, toe was ek geseënd genoeg om daar betrokke te wees. Deel van die span te wees, ja? Ja, so ek het wat die hele Desember het ons 'n program gekry, maar jy fiks het wat gedoen en al daai wat in die pre-season van United wat het ook vroeg in Januarie begin. Okay. So die ouens was al amper begin of amper net na wat we jaar weer terug op die veld. Maar ons nou fiks het gedoen so wat ons altyd waar ons 'n bietjie wat swaar trek. Ja. Maar ja, maar die vakansie was die kort breek was goed vir ons, die ouens voel uitgerus. Okay. Wat pre-season wat baie wat goed gegaan, die nommers was daar. So ja, nee. Okay. Ons was met Patricia agter die skerms. Jy het gehoor wat ons maak op die show. Ja. Ons maak lasagna bites, blijkbaar. So, hoe confident voel jy dat ons vir Bakkies en vir Andrew net iets lekker vandag gee van? Bakkies het self daar gesê,
As dit nie lekker is, dan gaan hy nie terughou nie. So, so is jy confident in wat ons by mekaar kan sit hierso? Nee, Met Patricia se ja, nee, ek voel wat conference bietjie beter met braai. Sê regtig ou wat hierdie goedjies maak. ja, as dit net Maar vlees op die vuur is, net opgooi pap Ja, was dit maklik, ja, maar hierdie ja. is nog bietjie technical. ja, maar ek voel ons gaan groen. Ek voel Nee. positief. Nee, Dit kan nie so moeilik dit wees. kan nie so moeilik wees, definitief. Okay, cool, daar begin ons. So, jy gaan die kas rasper. nie. Dit. Ek is gesê ek moet die mint spice en al die goedjies in orde kry. Okay, maar ja, soos ek sê, hierdie naweek is 'n groot naweek vir julle. Derby is 'n groot wedstryd. Ja. Twee van die oudste klub in die land. Ja. Jy is deel van een van die clubs. Vertel my 'n bietjie jou keuse om by United uit te kom. Hoe het jy besluit jy wil vir United speel? Wat was jou So my pa Mhm. het jare vir United. Ek dink wat oor die 100 wedstryde vir United wat United gespeel. Oh, So, Ek dink okay. so ek dink as wat vanaf ek wat jonk was, wat dit net half soos in United se atmosfeer so groot geword. So Okay. soos ek kan nou al wat derby naweke Aha. waar ek nog in doeke was en dan Nog 'n lykie was, ja. en die ding wil op kyk. Aha. Ja, wat na skool toe was dit vir my half net 'n no-brainer. Ja, like it's Om maar net die wild in te val en net die Ja, net die ding- generasie vorm te vat. Yes. Ja, okay, nee, dis baie interessant. Watter posisie het jou pa gespeel? Ook flank. Was hy ook flank? Ja. Ja. So my pa wat het ook meeste flank, met miskien 'n klein bietjie 8, Okay. maar meerderheid ook nommer 7. Aha. Is dit hoekom jy ook besluit dat jy gaan maar deel van die voorpak wees of Ja. Ek dink omdat my pa wat in die voorpak was, aha. toe ek wat jonger was, het wou ek nog maar net altyd daarso wat hulle seker die grootste ou nie, maar ek wou Ja. altyd daar met die groot manne wat daarso besig wees. Ja. Maar nee, my pa het my gesê wat op 'n van die dag dat is my keuse Waar jy wil speel? Ja, Okay. wat teen flank is maar net vir my lekker. Maar net En ek dink dit maak hom nou ook happier die feit dat jy staan verkies het en is die rol wat jy Ja, ek wat jy dink nou so. wat ek meen wat hy sommer support het met wat ook al 'n keuse ek gemaak het, maar die idee van flank was net vir my lekker Aha. want dis half soos 'n wat jy sê, soos in die middel van 'n forward en 'n backline. Ja. Wat jy kan maar half wat nie jou eie ding doen nie, maar ook bepaal of jy wat of in die middelveld wil staan of Ja. jy bietjie meer punte toe wil skuif en so. Aha. Ek maar net van wat van die vryheid van my keuse Ja. wat te maak. Okay. No. As jy nie flank gespeel het nie. Nee. En jy het die keuse gehad om iewers anders te speel. Of waar anders op die veld voel jy sal jy kan opgaan en net jol en nie bad doen nie. en nie bad doen, nie sukkel met die posisie nie. Waar die posisie wat jy nou speel nou. Ek sou sê Wat is spice? Okay, hier sien. miskien fullback. Fullback. Ja. Fullback moet jy gaan skop, hè? Ek het nog nie veel gesien skopie. Ek het nie. Ja, ek weet nie wat dit was snaaks wat ek jonger was. Ja. Wat ek meen wat 'n jonger dan wil jy mos maar altyd nou loskakel speel of whatever. Ja, want dit is cool posisie. Ja, want dis 'n cool ou. Die kamera was altyd op voor. Ja, dat is definitief waar. Ja, dat is waar. Fullback. Ik denk fly half. 'n lang fly op man. Fullback gaan ek so 'n persie moet bring. Fly half, definitief een lang fly half is. Ja, maar fullback zou kan joke. Kan je skop dan? Like as jy Ek wil eintlik nie wat nie Barry wat hopelik wat in 'n wedstryd kom dit nie daar af dat ek moet skoppie. okay. Maar as ek regtig moet, maar as ek wat regtig moet, wat dink jy sal sleg wees hier? Denk je niet zo niet? Nee. Is dit iets wat jy in oefening doen of is het maar net op jou vrije tijd? Ek meen as ek wat soos rondkarring met oefening ja. Ja, dan sal jy maar alles kom. Ja, soos in plaas van seker om wat aan my paas te oefen of mooi ordentlik so op te warm. Ja. So sal ek my eerder 'n bal soos rondstop. So ek dink wat die bietjie wat tegniek wat ek het, maar net vandag gekom. Ek kan 'n bietjie net wat Net van hierdie ja, skop en toe kyk jy nee, okay, dat is bietjie techniek. ja, wat as hoop. Ai.
Jo, kyk kijkers, het lijkt vir my ons gaan gou vir 'n vinnige advertensiebreek. Wat ek gaan doen is, ek spice nog die mints. Hy is besig om nog te rasper. En ons gaan dit gou weg. Ons moet nog onze sheets brei. Nie brei nie, maar boil. Lasagne sheets moet in die water in gaan klaarkook. En dan as ons terugkom, dan sal ons alles assemble. En dan gaan ons vorentoe met die recept. Nee, maar ons gaan hom kill, ons gaan hom lekker maak. nee, Dat is ook klomp lekker soos is. So kijkers, klein geskakel en ons is nou terug by julle. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. You guys are the Fantastic Five. Yes, You go running at the two oceans. Yes, And sir. apparently, what I understand is none of you have ever been at the two oceans. Is that Never. correct? Never, yes, correct. Okay, so just if you could just identify yourselves, please. First of all, My name is David Yambo. David Iyambo. Yeah, he says now it's the second time. Yeah. Just the first time to 2009. Yeah. Yeah, this is the second time. Yeah. Yeah. I'm really to training it. No problem. I don't have the injury. Yeah, just every time I just make exercise every time 3 times or 4 times. Just early in the morning, afternoon. I'm really just I'm training. I'm fit. Yeah. How far is the two oceans run? How long is it? 56 56. kilometers, yeah. So that's more than a marathon. That's longer than a marathon. That's why. Yeah, they call it ultra. Ultramarathon. Yeah. Okay. Marathon. All right. What's your name? Ananias Ambuda. Anas? Ananias Ambuda. Ananias Ambuta. Yeah. Okay, Ananias. So have you been to the two oceans before? It is my first time. Yeah. Yeah. And what does it mean to you? It's good Yeah. to me to go to South Africa. Have you ever been out of Namibia? No, it's my first time to go out of Aren't you Nigeria. scared? I'm not scared. Yeah. Yeah. Are you fit enough? Are you ready to do 56 kilometers? I am already. How do you know you're ready? I know. Every time I get a training. Yeah. Yeah. So when you train, where do you train usually? I'm training from here to Walvisby, from Sokop to Walvisby. What you run from Soccer to Wolf Yeah. and back? I know. Like I come with a I see. Okay. Okay. Gepard, tell us what does this mean to you that you guys are getting sponsorship so that you can go to South Africa and participate? Yeah, to me this is a great to get that sponsors to go to run the Two Ocean Marathon. Yeah. So it has been in my dream for a long time, but there's no way to get a sponsor, or there's no any other idea how can I get it. But so anyway, God's answered to God Ingrid that can get for us a sponsor to take us for the to Ocean for the first time. Yeah. So Are you ready for it? I'm really ready for it. Yeah. That's why we are training hard, and I believe that hard work never kills. Hard But work. hard work always helps to deceive the great words. Yeah. So like other runners that they are saying, it's about discipline,
It's about proof. Yeah. It's through hard work and the self-confidence. We also, as a team, we have the confidence and we are training as a team and we are also proving teamwork. So we can get that confidence. Yeah. So you guys run together. Yeah, we are Yes, training we are together. together. Yeah. Yes, Training together. You dream together. yes, sir. Okay. What? Nesta Haitembu. Nestor Atembu. Yes, sir. Okay, so Nestor, you know, the two oceans. Did you ever think you will go there? I never Yeah. Why Why planned. not? Because it's so difficult for me to. Honestly, I don't have money. Yeah. I don't have funds to go there, so I never even think about it until Miss Ingrid come up with the idea. Nah. Yeah. So and Tota, so that comes for us as a surprise Yeah. because we honestly never think about it. So we are so grateful for this opportunity. Why is it important for you guys to go to such an event? First of all, it's as far as I understand, it's the biggest event in Africa. That's for the first, and for us, it will give us it will motivate us and give us a great experience because as four of us, we have never run when they're abroad, so it will be a great experience, and then I think we will come back with more courage and experience. Yeah. Yeah. Okay. Oké, ik heb nou gezegd, dit raakt technical. Goed, dit raakt nou ernstig. Hier is nou waar ik gaan wijzen als ons recht gaan komen of niet recht gaan komen. So wat ons nog gaan doen het is, onze lasagne sheets kom met die warm water uit. Moet zout bij gegooid. Ik denk zout touch zout dat piggy. Lekker te gesmaken. Nee, hier binnen lekker niet. Toen zullen op je water was. Maar oké, nou raak ons ernstig, bra. Nou raak ons baie ernstig. Oké, hier is onze mens. Het je alles in gemengd. Kaas, alles in gegooid. Oké. So, wat Patricia gesê het, die steps gaan wees. Ons vat die lasagne sheets. Dan vat ons hierdie lekker kaas, mince, sauces, spices wat ons bymekaar gemeng het, dan sit ons dit op die sheets. Soos botter. Ek ken nie hoe dit gaan werk want dit lyk soos botter nie. Maar dan as ons klaar is met dit, dan moet ons hulle wrap in die bacon en dan gaan sit ons hulle op die vuur. Wat dink jy? Wat denk je? Klinkt moeilijk, hè? Klinkt je moeilijk, Ja. hè? Oké, kom eens terug. Ik heb 3 hier zo, nee. Maar kom eens maak zo. Je hoeveel je daar? 4. 3, 4. Oké. Je speelt hier naweek, zoals Peter hier toch meer dan ik. Zoals gezegd, step 1. Boter die lasagne sheet. Hoe gereeld is je niet kombuis praat? Like, in die naweek, like, of dan help je eet als ik kom bij kost? Gaan even jou jokkie. Kijk, dit moet... Ek is... Wat ek eet net eintlik. Maar daar is skeie wat ek sal help, maar Is het? ek maak so nie in die jokkens nie dat ek hierdie Je altijd help. wat die kos moet maak en daai goed. Hier is die ou wat eet. Ja nee, ek's 'n eerlike ou. Ek wat meeste van die tyd dan eet ek nie. Ja, maar als je moet eten help, dan zal je instaan. Ja, as hulle vir my vra om te help, sal ek nooit nee sê nie. Oké, maar als hulle niet vragen, nie, gaan je niet hand opsteken. Op my eie sal ek nie sal ek altyd my hand opsteek nie. Oké, kijk, ik heb de cool idee nog gekregen. Hè. Zo, mijne ga ik zo maken. Dit is de eerste ene. Ik ga een chipotle sausje opzetten. Ja. Oké. So nou, ik denk die trick komt bij die zwaai. Ik is waar, ik kom maar door zwaai van, kijk, het is net zoals je met raps. Ik sukkel met raps. Kan je raps? Kan je lekker rap? Ja. Kan je? Ja.
Ja, okay, nee, jy is nogal Ja, wat niet veilig, ek kan nie, bra. Wat ek nie kan nie, is net soms kies ek om dit net nie te doen nie. Wat dis Ja. al waar dit neerkom. Okay, ek sien wat jy sê. Kom maar vir die naweek as jy gereed nee. Like fisies, mentally, jy prepped, jy fine, jy's gereed om te speel. Ja, ja, ek dink met derby is maar altyd die mindset is eintlik klein bietjie anders. Okay. Of wat reeds wat omdat dit al wat die wat geskiedenis het van wat net kom al wat so lank is die oudste wat klaar is wat in Windhoek wat en ek meen ek weet nie al wanneer hierdie derby al begin het nie. Ek verstaan is oor die 100 jaar. Ja, so nee, maar ek het wat fisies voel ek goed. Ek dink wat al die ouens wat daar by ons voel goed, die ouens is mentally reg wat hulle is opgesaai vir die game. Okay. So Ding jy gaan nie so. Okay. Nou, gaan ek kom ek maak net die eerste en klaar. Dan is het gesond. Jonne, jy bietjie dinge is opgegooi. Bietjie te veel mense opgegooi. Nee, maar ek wil hom korter maak. Jy wil hom korter maak. Lang tegniek. Gaan jy vir die korter tegniek. Ek sien wat jy sê. Okay. Maar kyk, hoe belangrik is dit vir julle om die wedstryd op die regte voet te begin? I mean, is die eerste game van die jaar, is by die huis, daar by Gemsvolkpark. Fans gaan definitief opdag. Ja. So dit sal baie belangrik wees vir julle om die game reg te begin. I mean, vir die eerste game vir die seisoen. Ja. So daar wedstryd, I mean, is one is. Ja, wat ek meen wat is wat one is, maar ook met Namibië wat so klap al wat algemeen, maar daar's nie een span wat jy regtig kan wat kan miskyk en ek meen wat dis die ding van sport ook, enigiets kan op enige dag van die week gebeur. Okay, true. Wat ek dink die game gaan wat dit gaan moeilik wees, wat dit gaan taaf wees, fisies wees. Ek dink die rugby oor die algemeen gaan baie goed wees. Ja. Maar ek dink by einde van die dag gaan dit maar net deurkom oor wie die meeste wil hê op die einde van die dag. Jebol. So nee, dat gaan maar gaan extra bacon gebring. Maak eers almal klaar voor jy rap. Ja. Dit is 'n cool tegniek though. Nee. Dis 'n cool tegniek. Ek sien wat jy doen daar. Maar daar's ietsie daar. Die skill is daar kom ek so hulle sê rap met bacon. Ek gaan maar die eerste ene net. Soos ek sê, kykers ons toets nie. Ons is nie professioneel ouens wat dit doen nie so nie. So dis die eerste ene. Ek is nie so happy met hoe ek lyk nie van ek lyk baie morsig maar fyn. So, ons gaan net gou vir 'n advertensie breek. Ons sit hulle almal by mekaar van ons gaan dit nog nie voor die skerms doen nie. Dit lyk lekker nie. Sit hulle net gou by mekaar as ons klaar is, dan vat ons hulle braai toe. Dan gaan sluit ons daar af. So kykers, chill en ons is nou terug by hulle. Taking flight has never been easier. Paratus is introducing Sky-Fi internet packages with speeds that will have you reaching for your seatbelts. Starting from $500 Namibian excluding VAT per month, with speeds reaching up to 10 megabits per second. There's even a prepaid option where you can top up your Sky-Fi internet for just $15 Namibian per gigabyte. No contracts, no fuss. Visit your nearest Paratus branch to find out more. Or go to paratus.africa/Namibia to sign up online. Always prepared. Paratus. Welkom, ons gooi kolle hier so uit die mooie Kaap uit en ons het 'n geseënde Paasnaweek gehad en maak jy verjaar sommer so die Paasnaweek. So weet nie, hulle val seker nie elke keer op daai datum nie, maar hierdie keer was dit so. Baie geluk. Happy. Baie dankie. Ja, dis die een dag wat ek nou nie verskriklik baie omgegee dat daar nie baie geveg was oor my verjaarsdag nie, veral as gevolg van die feit dat ek mos bietjie ouer word, maar so op Goeie Vrydag altyd 'n baie spesiale dag. Ja, 'n spesiale dag want dit is 'n spesiale dag vir ons en ons persoonlik ook en ons geloof in die Patroonstap. Jy's voltyds by Radio Tygerberg wat 'n Christen radiostasie is. Die verjaarsdag was daar gewees, maar op so 'n spesiale dag gaan dit oor die blote feit dat ons weer besef dat dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, kan ek en jy vandag hier sit onbeskaamd wetende dat ons vry is en dat ons die ewige lewe kan beerwe deur dit wat hy vir ons gedoen het hierdie kruis. En ek dink dis die belangrikste en grootste ding wat ons van onsself kan herinner, die ware
voorbeeld van liefde. Absoluut. Dit is 'n groot geskenk vir ons en ons geniet 'n mooi dag hierso in die Kaap en 'n klomp dinge wat ook in die week gebeur. Ons gaan praat oor die Masters. En dit is 'n groot golftoernooi. Dis een van my gunsteling golftoernooi van die jaar. So ek begin nou al daai liedjie en daai kenwysie dreun so deur my kop. Miskien kan ons luister gou hom. Jy ken hom, ons dit hulle het hom genade. Nee, ons luister net so vinnig. Dit is so uit klink en hierdie wysie beteken dit is 'n lekker golf wat jy kan kyk. Luister gou hierso. Hy is pragtig. Ek weet nie wie daai wysie ontwerp het nie, maar hy deel geraak van enige golfliefhebber. Ek wil nie namens almal praat nie, maar die golfliefhebbers waarskynlik is dit een van die naweke wat mense lekker golf kyk. Ek wil amper vir jou sê of jy nou 'n golfliefhebber is of nie. As jy daai dingetjie hoor, dan raak jy amper so rustig. Jy wil vir jou 'n wit een stuk pak aantrek, jy wil jou broodjies en toebroodjies regkry. Dis nou as jy nou nie so gelukkig soos jy was om daar te wees al nou. Wow, ja. Sjoe, ja, 2010 die voorreg gehad om daar te wees, net op een dag op 'n Vrydag, maar die voordeel van 'n Vrydag vir die Masters te wees is jy sien 'n oggend en 'n middag afslaantyd want hulle veg nog vir die afsnypunt. Dit is nog almal speel nog op die Vrydag. So ja, dit is 'n pragtige plek. Dit is ek moet sê my gedagtes wat wat ek onthou is dat ek moes 'n paar keer regtig fisies myself knyp. Want jy dit is vir jou bekend, maar op 'n ander manier want jy het baie op die televisie gekyk. So as jou eie oë dit nou sien, dan is dit asof jy jouself dit gun. Jy dink maar is ek really regtig hierso? Maar dit is nee, is 'n mooi plek en wat hom uniek maak net so laastens miskien op daai ervaring Mike is dat daar's mos nie advertensieborde nie. Niemand mag selfone binne hê nie. So dis almal kyk net, dit is net die baan, dis net die groen en die green en die mooiheid van die baan. En daar's niks advertensieborde, jy sien hier en daar 'n kamera, maar selfs die torings is ook groen geverf, so alles smelt so in. So dan moet ons met die balk slaan, so. Dit is jy mag ook nie te hard skreeu daar eintlik. jy klap so mooi saggies aan. Ja, ek wil praat gou vinnig oor hom. Dit is die komende naweek. Begin natuurlik donderdag is nou die eerste ronde en gaan na Sondag die finale ronde. Suid-Afrikaanse belang ons is bietjie bederf gewees die afgelope 10-15 jaar met die Louis Oosthuizen en die Els en Charles Swartsel wat natuurlik gewen het, ook Trevor Immelman wat gewen het. Asof ons nie eintlik vreeslike manne het wat nou soos in die verlede van die gunstelinge is daar. Maar Ulrich Potgieter is daar, Casey Jarvis is daar. So ek het nog so gevoel Ulrich Potgieter. Hy het nie ietsie wat ek wonder en hoop. Kom ons hoop maar net. Hy sal nie baie ver en as sy bofhoue gaan goed werk, kan wie weet. Maar moeilike toernooi om te wen. Ja, ek dink dit gaan juis as gevolg van daai druk om as ek die Engelse woord kan gebruik, die prestige van hierdie kompetisie. En vir jong ouens soos Jarvis hulle en Potgieter wat gaan deel wees daarvan, dink ek jy kan baie maklik ook in 'n plek kry waar jy jouself heeltyd moet knyp en sê ek is een van die deelnemers in hierdie kompetisie. En ek hoop net dat hulle daai cool, calm en collective, as ek weer eens die Engelse gesegde kan gebruik, deur kan vat deur hierdie toernooi. Absoluut, kom ons hoop vir die beste, maar 'n lekker toernooi wat kom. Hulle sê die weer gaan nog baie mooi wees, maar ons kyk wat daar alles gebeur. Ons is nog terug in die Kaap, ons gooi Kaapse kole hierso. Nou ons wou die naweek, ons hoop voor die naweek se gesels, laasweek se gesels was dat die Stormers en die Bulls kan wen in Europa en dat daar 'n wedstryd Saterdag in die Kaap kan wees. Dit was hitte vir albei. Maar ek is nou moeg van verloor oor die naweek. Al my spanne, my sokkerspan het verloor, my rugby span het verloor, my universiteits rugby span het in die Varsity Cup verloor, almal het verloor. So ek is nederig gemaak hierdie week. Maar die probleem is nou is daar nie 'n wedstryd in die Kaap Saterdag waarna ek baie uitgesien het nie, maar dit sou 'n baie grootse poging van albei spanne geverg het, maar albei spanne is ongelukkig nou uit die kompetisie uit. Maar nou komende naweek, Mike, daai kompetisie gaan natuurlik aan. So die Stormers het teen Toulon verloor, die Bulls het ongelukkig teen die Glasgow Warriors verloor. So daai twee wenners speel nou teen mekaar, Warriors teen Toulon, hulle speel dink ek by Glasgow. En dit is ongelukkig dat daai spanne nou uit is. Dit was 'n gegrom daarna op die eindvletjie, veral met die Stormers wedstryd, die skeieregter wat nie die laaste 3 toegeken het nie, paar ander dinge wat hy ook misgekyk het. Maar dit is nou water onder die brug. Daai wedstryd word nie oorgespeel nie, mense moet dit nou aanvaar en ons beweeg aan, wat moeilik is, maar ons doen dit. So dit wend ons soms ook tot 'n bietjie voggies.
Maar dit is allemaal 'n paar dae terug gebeur, maar ons het 'n heerlike De Kraans wyntjie so. Ja. Ons was by die Klein Kroeg Kunstefees gewees. Ja, En ja. nou jy ry deur Calitzdorp en as jy deur Calitzdorp ry dan kry jy De Kraans en hulle was ook by die KAK&K gewees. Hulle ons vertel van hulle heerlike wyne. Nou hierdie is 'n Moscato, die rosé. Hy het net 'n bietjie pinotage ook in. Die Moscato het die Engelse praat van fizzy. Hy het so fizzy smaak meer. Heerlik ijskoud. Maar hulle het 'n klomp topklas wyne. Hulle het 'n pinotage, hulle het 'n Chenin Blanc, 'n Chardonnay of 'n Sauvignon Blanc. Ek dink hulle het ja natuurlik met hulle gewone rosé ook. Maar hulle is daar in die Gamka riviervallei. Daar is die deur Calitzdorp, gaan nie ver van Oudtshoorn af nie. Jy kan net hoor hoe groei die druiwe daar. Nee, ek Maar hulle is al oud. Ek dink jy het dit nagevors. Hulle kom al Ja, ver ek wil net vir jou sê, dis die een ding met 'n wyn soos hierdie het hulle nie net nou al 'n paar pryse gewen en sovoorts met hom ook nie, maar van 1890 af wat die wynplaas al gevestig is en dan in 1964 het hulle 'n nuwe keller gebou. En die groot ding is as jy daai tradisies voortvat deur hierdie jare en dan met so 'n paar trane van ondersteuners bring hy nie net die kleur uit nie, maar die smaak ook van arbeie, jy sien. En die Engels is mos so candy floss. Spookasem. Ja, hy smaak dan ook, ja. Ja, daar's dit. Ja, maar ons moet op die proef stel, maar dit is De Kraans, dit is 'n briljante keller. So as jy in die Klein Karoo is, hy's vir uit die afgelope 7 jaar 6 keer uit die 7 jaar aangewys as die Klein Karoo se beste wynkeller. So De Kraans, Calitzdorp stop daar geslapsmal oor, daar's lekker gastehuise daar, kan jy ontbytjie eet en dan De Kraans se heerlike wyne kan jy nuttig. So Mike, so ons nou fokus, ons gooi kole hier die Kaap uit en hoe laat kan 'n mens braai? Kan mens nog braai as die golf middernag aan is? Mens kan seker 'n klein vuurtjie maak. Ek weet jy beplan om dienooreenkomstig. Jy steek hom vroeg aan want jy wil die eerste set hou ons nou kyk of regmaak en die regte gees en lyn kom vir dit wat vir jou voorlê en dan maak jy seker dat jy dalk ietsie soos 'n nagereg, ietsie soos 'n soet braaipaai. Dalk hier in die einde saam 'n koppie koffie geniet of so. Maar dit is van kardinale belang dat jy natuurlik Namibiese harde kool hout gebruik. Hy vat jou deur vir die heel dag. Absoluut, daar's die raad. So almal wat die golf ook kyk in Namibië, ons gaan in die Kaap gaan ons hard skreeu vir Aldrich Potgieter en Casey Jarvis. Wie weet, jy weet nooit, soos hulle daar gesê het in Dam en Dammer, so you telling me there's a chance. So ons hou by daai ene. Saam met De Kraans, ons gooi lekker kolle uit die Kaap, 'n lekker dag vir almal. Groete. Ja, soos julle weet, ons het besig geraak. Ons is 'n groot tas gegee. Dit ons ding gedoen. Exactly. So toe was ons daar en ons rap die goedjies. Ons wil julle nie gewys het hoe ons dit doen nie, maar hierdie is die end result. En ek kan sê ek is trots, bro. Ja, nee. Hoe voel jy oor dit? Ek wat daai vat ek as 'n wen. Nee. Okay, so nou wat ons gaan doen is ons sit hulle op die fire en dan die plan is ons gaan hulle base met die Jimmy sauce tot die bacon lekker stikkie is en dan hierdie is hierdie 'n Jonovis myne. Hy lyk nice gerap. Hy lyk Ek dink hy myne. Al die mooi is dit myne. Okay, cool, ons is amper klein, nee, maar die man het lekker gerap. Die was my shotgun special. Die ene is vir Patricia. Julle kry die sizzle. So die vuur is aan. Okay, nou gaan julle vir ons base. Gaan klein bietjie in. Sit ons hulle 'n bietjie op. Paar minute omdraai. Dis 'n lekker snack vir 'n groot game, bro. Ek voel ek so ek gaan wat hierdie resep gaan ek definitief steel. Kan jy weer uitry? Ek dink as jy by die res moet doen, mense gaan wag as kook wees en sê, "Ta, wat kry hierdie man sulke idees, joh?" Sê dis lasagne baie, dis gooi kolle. Ja, ons doen dit daar so
Kom ek try dit maar vir julle. Ja nee, so kyk die show en wat en dis waar al die great idees gaan kry. Exactly. Ek hoop dit werk uit vir jou, hè. Ek hoop jy gaan dit regkry op jou eie. Jy weet mos. Nee. Ek het sê mos. Okay. Môre die naweek se wedstryd, nee. Ja. Wat is jou groot goal? Het jy like 'n goal vir die game? Wil jy jou eerste try in die game kry, wil jy lekker tackles kry of wil jy net kyk hoe begin die seisoen en dit game vir game vat? Ek dink die grootste doel vir almal wat sal maar net wees om die seisoen op 'n goeie begin te kry. I mean, dis die eerste game van die seisoen. Dit dis die eerste wat rugby weer 'n tydjie vir manne. So ek verwag nie dat alles perfek wat perfek gaan wees nie, maar ek hoop maar net wat as die foute sou gebeur wat dat jy maar net van daar weer net kan adapt en wat verder vat. Okay. Dis definitief 'n goeie antwoord daai. Okay, hulle kom aan. Die 4 is dit 'n baddie. Is jy confident met die span hierdie jaar? Voel jy happy met die span wat jy het hierdie seisoen? Ja, ek om voel te kan kompeteer, ja. Ja, wat daar's baie ouetjies wat bygekom het, maar ook wat baie ouens wat nou al gegaan het. Wat 'n paar ouens wat weg is. Maar meerdere van die ouens wat het al van laas jaar af wat saam gespeel. So mense wat kan sien dat die chemistry nou chemistry is baie belangrik. Wat nou 'n bietjie beter is, wat soos met tyd wat dan leer jy mos nou wat hoe hier jou speel van hom speel en daai goed. Chemistry raak beter en beter. Maar ek voel baie positief oor die seisoen. Oor die seisoen met die span van jaar. Ja, kykers, soos julle weet, die groot derby is hierdie naweek. Gemsbok Park hier by Trasco United. So dis 'n game tussen FNB Wanderers en Trasco United. Dit gaan groot wees. Ons is baie opgewonde vir dit. Maar ons is amper klaar hierso. Paar minute ons gaan net wrap up. Bakkies en Andrew sit honger en wag aan die ander kant so. Ons wrap up net gou hierdie kant en dan gaan kry ons hulle so blind geskakel. Wild and free. So it feels so sweet, makes me feel like Die soos almal weet wat elke Vrydag hierdie show kyk op Goeie Kolle. Almal weet dis nie geselekteer vir die show. Almal ken die is waar ek nou excited raak en vooruit sien. Maar soos julle weet kykers, ons is klaar met alles wat ons gedoen het op die show vandag. Andrew, wat dink jy? Dit lyk baie belovend. Ek dink dit sal goed afgaan. Solank jy die eerste hap van is dit alright. Okay man, ons het dit baie moeite in gesit. Ter vertel net 'n bietjie vir hulle wat alles het ons gedoen hier so om hierdie lekker kos in mekaar te kry. Maar ek is nou nee, wat so net daai lasagne wat blaadjies smeer met dit wat lekker met mince, kasie, sousie hoor. Wat dan raai hom toe. Wat en dan ek voel die bacon is 'n moet, maar as jy seker jy wil nie, dan hoef jy nie. Maar dan heb jy net die bacon wat bo oor bietjie van wat Jimmy sauce. Yes. Ek wil so 'n bietjie inkom hier so ek het so een of twee vragies wat ek hier na die hartskant toe wil gooi. Ja, so jy was mos in Windhoek Afrikaanse privaat skool. Ja. En die skool is mos so half onder Wanderers geïnkorporeer. Ja. So dit het dit ooit by jou gedagte gewees om by Wanderers rugby te speel? Ek sou jok as ek sê dit was, maar die rede is omdat my pa al die jare vir United nog gespeel het, so ek is half in daai omgewing groot geword, ek daai omgewing wat geniet so 'n mate was United nog altyd my tuisveld. Maar daar was van die coaching staf wat nie regtig wat tevrede was dat ek United wat toe gaan nie. Maar ek het nooit regtig daarna gedink of enige ander klub was wat as United wat speel. Ja. So in jou day job is jy ook by Cricket Namibia so 'n bietjie betrokke, vertel ons 'n bietjie van. Ja, so ek werk daarso by die nuwe gym wat daar vir cricketgronde is, HP Hub. Ek is tans net 'n gym assistant wat daarso ek werk meestal met die publiek.
Maar ek het al ook die voorreg gehad om wat om nog nie fisies wat saam met die van die spelers en van die mans en vrouens hulle wat te werk, maar kon hulle 'n paar sessies wat insit wat net om wat te sien hoe hulle wat dinge doen, hoe hulle 'n sessie wat aanpak, wat en al wat daai goed. Dat is daarom cool. Dat is daarom cool. En dan bakkies, ja, van jou kant af, jy het mos nou nie eintlik in die eerste deel van jou loopbaan regtig klap rugby nou weer gespeel. Jy het vertel ons net, ek dink jy was in Pionierspark Laerskool. Vertel net so 'n bietjie hoe jou loopbaan geloop het tot jy nou hier na Maui toe gekom het later. Ja, ek het in Parkies my loopbaan maar begin as laerskool spelertjie en ek is van daar af Grey College toe gewees. Wat ek Bloemfontein. Grey College Bloemfontein, not Grey High. Ja, okay. Yeah. So dis ek Grey College Bloemfontein toe, the one and only, en ons het van daar af het ek oorgegaan na die deur die sisteme, maar eerste span daar gespeel, Kruiwenweek daar gehaal vir die Cheetahs en toe ek oor onder 19 Kruiwenweek Currie Cup vir Cheetahs, onder 21 vir Cheetahs en so deel van die Supersport Challenge Cup gewees daai 1 jaar en Shimla Rugby is my groot punt daar toe nou gewees en van daar af toe ek nou oor Roemenië toe waar ek nou my laaste 2 jaar ongeveer deurgebring het, so 'n bietjie meer en ja, van daar af toe 'n besering my ook nog maar getref in die Larig wat my afhanklik teruggebring het na Namibië toe. So dit is so 'n ligte build-up van waar ek met my paadjie geloop het. Meeste van dit was maar in Suid-Afrika gewees en ja, dis maar op die stadium krappie man die potjie van die span wat die beste doen op die stadium en dit is maar Suid-Afrika veral op hulle skole vlak. Ek dink hulle is fantasties en daar's baie vir ons om te leer daai, jy weet. So yeah, that's also what inspired a bit to go into the direction of SSA and all that. Yes. So is jou speel daar verby? Dink jy nou gaan speel of is jy net in die coaching in? Jong, elke aand droom ek nog van speel. Elke aand so you never say never, maar vir nou is die gedagte dat ek fokus op die coaching. Like I said, you never say never, maar jy moet die wyse besluite maak vir jouself, yes, definitief vir jou familie ook. En ja, as die geleentheid homself dan bewys, dan van daar af dan vat jy dit, jy weet, dan maak jy die harde keuse die dag as dit opkom, jy weet, maar tot en met dan fokus ons op die coaching, want dit is waar ons op die stadium floreer en dit is op die stadium wat kom ons noem met die brood en botter genereer, jy weet, so ja. Brian, dink jy ons het genoeg gepraat? Dink jy ons moet Die kos is amper koud. Ek wil nou reeds gesê, Patricia moet net gou vir ons, aangezien julle wel lang as gesien het, is altyd agter die skerms. Die kos raak koud. En is koud. Ek dink dit sal stem. Dis chilly. So ons wil nog nie hê dat die kos te lank vat nie. Bakkies het gesê ek moet eers afvat, maar ek dink julle twee moet eers afvat, want ons het die werk ingesit vir julle. So okay. Dit het vir julle gedoen. So proe julle maar eers. Okay. Trokke raak. Na julle, dan kan ons nou injump. So soos ek sê, die rap werk was bietjie swaar. As jy mooi kyk sal jy sien hierdie wat so lekker gerap is steers en ek sal laat ek maar net eerlik wees. Van die get go af ja. Sy rapping skills was zeer beter as myne. Vir man wat nie by die kombies is nie, kan jy sien die skill is daar is net soos die man gesê is 'n lazy chef. Julle moet net een ding onthou, né, as ek food poisoning op die dag het, dan moet julle weet waarvan af dit gekom het. Hierdie is 'n strategie gewees van United af. Kom ons hoop. Dis nie die case nie, kom ons kyk. Dik in. Asai, dankie. Pro Andrew, sê my wat dink jy? Hoe voel jy oor hom? Ek is baie trots op die werk wat ons so gedoen het. Ek dink moet ewen 'n foto vir my ma stuur want sy sal baie happy wees oor die feit dat ons gepull off het wat ons gepull off het. Ja. As ek haar hierdie wees gaan sê so mama hier's myne, hier's Andrew se na. So 'n video vir haar. Laat sy net sien ons is das nog half. Dat ons lekker eet en dat die kos reguit gekom het. Okay. Moment of truth, Andrew. Wat dink ons? Ja, ek dink dit gaan te min wees. Ek dink dit gaan dis wat ons hoor, ja. Bakkies? Hierdie gaan 'n party trick raak vir die braaie wat nou in die toekoms lê. Lovely stuff. Okay, nee, moenie bekommer wees oor die food poisoning nie. Daar's niks man dit. Das sê. Lekker tyd. Skills bro.
Ek weet nie wat kan byskom. Hierdie moet je definitief weer praat. Ja, gaan definitief. Jy sal nog as 'n goeie huisvrou maak. Mag. Wat kan ek Jy kan nog as kos maak. Ja. Pragties. Ek moet net rugby speel en kos maak. Dis Rugby speel en kos maak. Patricia, ons wil 'n ding sê vir die recipe wat so raar. So ons nooit so kreatief geraak het op die show nie. Ja, aan die einde van die seisoen bring ons ook so 'n publikasietjie bietjie uit met al die resepte vir die jaar van die jaar. So hierdie dink ek gaan definitief boor die katte maak. Ja, Daar's sy. ek dink Patricia, ek dink hierdie is ja, hy's daarbo. Hy's iewers deel van my gunsteling resepte wat ons op die show gehad het. En toe miskien net vir die kykers, wat het ons aan die gang hierdie naweek? Ons het die derby, Gemsbok Park, ons gaan livestream, ons gaan daar wees. So as jy nie besig is hierdie naweek nie, kom maar draai tog groot games aan die gang. Is mos netbal, is nie net rugby, dis ook netbal, paddle, ja, cricket. So ja, sien jy is alle soorte sport wat het nou Trasco is teen Wani, so ons is baie excited. En dan iets anders wat Yes, so Napsu se Blitz 7 is ook aan die gang. Ons O, sal dis by- dit ook bietjie dis by help Appie. uitsaai oor die naweek. En dan saai ons natuurlik ook hierdie hele wedstryd uit, Wanderers teen United by United se veld. En dan die ander is klapwedstryd wat natuurlik ook aan die gang is. Ja, Okay. lekker baie proewe is ook wat aan die gang is nou. Wat en op pad is volgende week al klaar wees. So. O, Ja, ja, nou die seisoen. seisoen begin nou hard af. Seisoen Ja, begin nou amptelik. Ja. Goed te kom nou aan die gang en die is waar ons excited raak want ons het lank nie rugby gehad nie. Ons het die tens gehad, I mean, ja, dis een dat twee dae se ding, maar feit dat ons nou elke naweek kan ken, dat rugby aan die gang, Yes. kan rugby kyk, ons is baie opgewonde met dit en ons is baie excited, maar manne. Hierdie is nog vir julle vir die naweek. Groot game aan die gang. Hierdie is vir die energie. Moet julle kry die energie van hier af en dan sê goeie kolle. Ons hy, Daar's goeie kolle. Sien julle volgende week, selfde tyd, verskillende plek, selfde plek, ons sal check, maar nonetheless, bly geskakel en ons sien julle.